Handelinge 8 vers 14 tot 17. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie, hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nadat Stefanus deur die Joodse leiers met klippe doodgegooi is en hy die eerste Christelike martelaar geword het, breek daar vervolging uit onder die kerk in Jerusalem. Die gelowiges vlug, hulle word uitmekaar gejaag en hulle vlug na die gebiede rondom Jerusalem. Maar alhoewel hulle vervolg word vir hulle geloof, bly hulle nie stil nie. Hulle getuig van Jesus Christus. Ons lees in vers 4, die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. En so gebeur dit dat Filippus in Samaria kom, en hy verkondig die evangelie, en die Here werk kragtig deur hom, hy doen wonders, hy maak mense gesond, en mense kom tot bekering. En die apostels wat nog in Jerusalem is, hoor daarvan. Die berig bereik hulle, dat mense in Samaria die woord van God aanvaar het. En dan gaan Petrus en Johannes, en hulle gaan Samaria toe, om vir die mense daar te bid, sodat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want, sê vers 16, die Heilige Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was nog net in die naam van die Here Jesus gedoop. Dis belangrik vir die apostels dat die gelowiges nie net glo in Jesus nie, dat hulle nie net gedoop is in die naam van Jesus Christus nie, maar dat hulle ook die Heilige Gees ontvang, soos wat hulle op Pinkstersondag die Heilige Gees ontvang het, dat hulle gevul kan word met die Gees, dat hulle met die Gees gedoop kan word. Het jy al die Heilige Gees ontvang? Is jy vandag gevul met God se Gees? As jy nog nie is nie, bid en vra vir God om sy Heilige Gees oor jou uit te stort, om jou te vul met sy Heilige Gees, want hy wil sy Gees in elke kind van hom uitstort. En nou dink jy miskien, maar ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie hoe om te bid nie. Maar dit gaan nie oor die woorde wat jy sê nie, dit gaan oor die opregtheid van jou hart. Bid in 'n eenvoudige gebed saam met my. Here, hier is ek bely my sonde voor U. Vergewe my sonde, neem dit weg uit my lewe. En kom vul my met U Heilige Gees. Hier is my lewe. Kom Heilige Gees, kom en vul my nou. Maak my vol van U heerlikheid en U glorie en U goedheid en U vrede en U liefde. Amen.